by die hartlike huisgesin, die goddelike ontwerp, aangebied deur die Spadereen sending. In die vorige episode het ons gekyk na emosies van kinders, met die aanmoediging om emosionele reguleringsaktiwiteite deel van u gesin se daaglikse lewe te maak. Ons is tans by episode 9 en ek begin ons sessie met 'n vraag. Is sosiale media en tegnologie goed of sleg? En hoe beïnvloed dit my? Sosiale media het verseker die wêreld oneindig verryk. En dit is nie soseer sosiale media wat die probleem is nie, maar hoe dit bestuur word. Navorsing het bewys dat wangebruik van sosiale media die geestesgesondheid kan affekteer en soms kan lei tot depressie, verandering in gedragspatrone en die onsekerheid en verandering van identiteit. Sosiale media is deel van ons gesinne, maar ons moet let op hoe ons sosiale media bestuur. Dr. Caroline Leaf, wat bekend is vir haar suksesvolle navorsing en werk oor neuroplastisiteit, wat gaan oor die brein se vermoë om te verander, en die verband tussen die brein en emosionele gesondheid, verduidelik dit so. Die mens is geskape om afhanklik te wees. Afhanklikheid is 'n natuurlike funksie van die brein, maar afhanklikheid in 'n positiewe lig. Afhanklikheid om te leer, te ontwikkel, liefde te gee en te ontvang en om in verhouding met mekaar te wees. Wanneer die behoeftes van die brein op 'n gesonde manier aangespreek word, word die afhanklikheid van die brein reg bestuur en het dit 'n positiewe opbouende uitwerking op die brein. Gesonde breinfunksie, denkpatrone en emosionele welstand word bevorder hierdeur. Sou die behoefte op 'n ongesonde manier aangespreek word en verkeerd bestuur word, is dit toksies en word die brein negatief beïnvloed. Dit veroorsaak 'n tydelike hoogtepunt in die brein, waar die brein dopamien, 'n goeie hormoon afskei, en nie 'n volhoubare gesonde hoogtepunt bereik nie, en val dit dan weer tot 'n laagtepunt. Daar word dan vinniger weer gesoek na iets om 'n hoogtepunt te bereik. Dit is hoe verslawing ook werk. Herhalende hoogtepunte en laagtepunte in die brein kan skade veroorsaak en bring verstoring tussen die verstand en die brein, wat angstigheid en depressie tot gevolg kan hê. Nou kan ons vra, hoe weet ek wanneer die behoefte op 'n ongesonde manier aangespreek word? Wanneer die motivering daarachter verkeerd is. Wanneer die motivering is om jou aandag of gedagtes af te lei van gevoelens of trauma of omstandighede of iets wat jy dalk kan sien om te hanteer nie, dan word die verslawing negatief aangespreek en werk teen jou, nie vir jou nie. Ook wanneer kinders sosiale media gebruik om hulle identiteit en waarde te meet, deur die terugvoer van hulle portrettuurgroep wat dit aan hulle toeken. Wanneer sosiale media op hierdie manier gebruik word as 'n plaasvervanger of ontvlugting van omstandighede of iets wat jy nie meer kan deel nie, word sosiale media negatief en toksies. Dis iets waarna ons almal kan attent wees. Ook as dit 'n plaasvervanger van verveeldheid gebruik word. Dit is vir ons kinders goed om so nou en dan verveeld te wees en sodoende hulle kreatiwiteit te bevorder. Alles kom terug na hoe sosiale media bestuur word. Navorsing het gewys dat die gemiddelde persoon tot en met 8 ure 'n dag betekenloos op sosiale media besig is. Dit maak dit meer verstaanbaar hoekom mense so maklik in 'n toksiese vangnet van sosiale media vasgevang word. Wat nog te sê van ons kinders? Kinders en tieners is nog in hulle ontwikkelingsjare en die vorming van identiteit. Daarom is die impak van sosiale media soveel groter op hulle. Nie net het dit 'n impak op kinders en tieners identiteit nie, maar ook het dit 'n oormatige gebruik van tegnologie, screen time,
'n direkte impak op die ontwikkeling van die kind se brein. Kom ons kyk na identiteit en wat vorm identiteit. 'n Persoon se identiteit word nie geneties bepaal of van die ouers oorgeerf nie. Dit is nie hoe dit werk nie. Dit word grootliks gevorm en bepaal deur die opvoeding, die omstandighede waaraan die kind blootgestel is, die waardes wat die persoon sy eie gemaak het en die mense wat die grootste invloed op sy lewe gehad het. Ouers, die gesin, portuïergroep, vriende en rolmodelle. Kom ons kyk na tegnologie en dat dit deel is van ons kinders se verwysingsraamwerk. Die gebruik van selfone en ander toestelle is deel van ons kinders se verwysingsraamwerk. Dit is ook so dat dit nie noodwendig negatief is nie. Tog is daar gevare daarin verbonde, soos cyberboelie, webtuiste wat nie geskik is vir sekere ouderdomme nie, en natuurlik heeltemal te veel skermtyd, wat weer tot ander probleme lei. Hoe meer tyd tegnologie in jou kind se lewe geniet, hoe meer word die wêreld die hooffaktor wat morele ontwikkeling beïnvloed. Ons moet besef dat hierdie invloed vanuit die wêreld is en dat kinders gemaak is om met mekaar te assosieer. En dus is dit kort voor lank wat kinders en tieners met helde, rolmodelle, animasie, karakters wat op fiksie gebaseer is, assosieer. Hierdie stuur ons kinders van koers af en het 'n direkte uitwerking op dissipline en hoe hulle dissipline aanvaar, hulle maniere, gedrag, verhoudings en morele waardes. Navorsers van die Connecticut Kinderhospitaal het die breinontwikkeling van kinders wat ure per dag voor skerms deurbring vergelyk met kinders wat die meeste van hulle tyd aan lees, speel en sosiale byeenkomste bestee. Die kinders wat te veel skermtyd gehad het, se brein het swak koneksies in die areas van taalontwikkeling, kognitiewe beheer en kontrole getoon. Daar is nog 'n studie wat bevind het dat oormatige skermtyd 'n wanbalans in breinchemie kan veroorsaak met lomerigheid, depressie en angs wat 'n gevolg kan hê. Nog 'n navorser het 'n sterk korrelasie gevind tussen skermtyd van adolessente en depressie wat tot selfdoodgedagtes kan lei. Maar waarna behoort ouers op te let? Wat is die gevaartekens en hoe beïnvloed dit my tiener? Die negatiewe kant van tegnologie se realiteit. Aanlyn kuier en speletjies speel maak inbraak op slaap, kwaliteit en kwantiteit slaap, wat weer 'n negatiewe uitwerking het op die tiener se gemoedstoestand, sy emosies, konsentrasie en geheue. Hierdie het ook 'n direkte impak op hulle sosiale vaardighede en hulle het 'n fantasiewêreld waar daar onrealistiese uitdagings en konfliksituasies is. Hulle onderontwikkel sosiale vaardighede en probleemontlossingsvermoë. Die impak op ons gesondheid en die tiener se gesondheid as gevolg van 'n onaktiewe leefstyl. Oorspronklike kreatiewe denke word afgeskeep weens afgestompte diepe breinfunksie. Hierdie is alles gevare. Nog 'n gevaar, buiten die verslawende uitwerking daarvan, kan rekenaarspeletjies, veral as jou tiener dit suksesvol baas raak en gereeld wen, tot 'n valse gevoel van bevoegdheid lei. Hierdie skep ook geleentheid vir diep teleurstelling en mislukking in die werklikheid wanneer dit nie so werk nie. Hulle verloor die vermoë om dieselfde goeie hormone af te skei wanneer hulle 'n gewone taak van sukses in die werklikheid voltooi. Dit laat hulle baie soos 'n mislukking voel. Die ontwikkeling van 'n digitale demensie of 'n toestand van sosiale diskonneksie. Die ontwikkeling van empatie deur observasie van ander se optrede en die reaksie is agter en hulle sukkel dus om goeie gesonde koneksie met ander te vorm. Ons moet ook sê, tegnologie is darm ook nie net 'n ewel nie. Dit is opvoedkundig met toegang tot nuttige inligting,
Daar is duidelike positiefs van tegnologie wat ons elkeen in ouerskap al ondervind het. En daarom is dit belangrik om op te let dat hoe ons dit in ons gesinne bestuur, balans is van kardinale belang. Nou, hoe kan ons as ouers sosiale media in ons gesinne bestuur? Hier is 'n paar gedagtes. Leer u kinders dat hulle identiteit in Christus is en nie in dit wat tegnologie en sosiale media sê nie. Doen dit herhaaldelik. Raak betrokke met sosiale media, leer daaroor, praat daaroor. Nie net die goeie nie, maar die slegte daarvan. Hê 'n gesprek met die tiener. En wees betrokke in hulle sosiale media gebruik. Weet wat aangaan. Dit is 'n situasie wat met begrip, maar ook met duidelike riglyne hanteer moet word. En ook so bestuur moet word. Op die skyfie kan jy 'n paar basiese sosiale media reëls vir u gesin sien en self bepaal watter van die u kan implementeer en volhou. Hoe ons ook al sosiale media benader, wat belangrik is dat ons brein tyd weg van skerms af nodig het. Daarsonder kan die brein nie ordentlik funksioneer nie. Wees geestelik paraat. Ons het 'n wenk vir u. Skrif voor foon. Ons as gelowiges moet waak oor ons eie sosiale media gebruik, e-posse lees vroeg in die oggend, oormatige nuus luister of lees, en opinies oor wêreldsake en die gevaar, jy moet jouself ook, wat die gevaar is wat ons onsself ook meet aan ander se lewens wat op sosiale media is. Die ding is, die wêreld is nie oukei nie. Ons is nie op standaard volgens die wêreld nie. Jou werk gaan nie jou waarde regverdig nie. Maar die goeie nuus van die evangelie is, jy is geregverdig deur die bloed van Jesus Christus en jou identiteit is alleenlik in hom. Die boodskap sal jy nie net in die woord kry. Verander die volgende deur jou dag te begin met die woord en nie tegnologie of sosiale media nie. Dan kan ons rus in die wete dat Jesus klaar alles in die wêreld gedoen het. Die dag tegemoet gaan, nie om die wêreld te verander of om liefde te ontvang nie, maar om liefde uit daardie plek van rus en sekerheid te gaan gee. Die taak vir hierdie week rondom sosiale media. Bepaal jou kinders se skermtyd en tel alles bymekaar. Vra die volgende vraag oor die speletjies of reeks wat jou kind graag wil speel. Hierdie vraag sal 'n goeie aanduiding gee oor jou huisgesin se sosiale media of tegnologie gebruik en 'n aanduier wees dat jy aanpassings moet maak. Ons voorstel aan u is maak reëls vir die gebruik van sosiale media en tegnologie. Bepaal hoeveel tyd daarin spandeer mag word en leef daarvolgens. Tot volgende keer wanneer ons groepsdruk en boelie bespreek. Totsiens.